wil ek vanmôre hierdie woord vat. Miskien vir mense wat aan die oppervlak, wat ek net al gesê het, en vir my Facebook vriende wat ook ingeskakel het by ons, julle is baie spesiaal, ek wil net hê julle moet dit weet. Baie dankie vir ons kerk, buitekant, die grense van Messina. Julle is baie besonder, ons dink aan julle ook vanoggend. Maar ek wil dit herhaal, die ou wat in die oppervlak God wil dien, gaan nie vanoggend die woord verstaan nie. Dis eenvoudig, maar God sê, ons moet diep inkyk, nie in die oppervlak nie. Ons moet diep inkyk in die genade en in die koninkryk van God. Daarom titel ek my boodskap vanoggend, laat u koninkryk kom. Laasnaand het ons gepraat oor, maak jou oë oop. Open jou oë dat jy kan sien. Wat wil jy sien? Wat wil jy sien? Nou ons het 'n bietjie gepraat oor die koninkryk van God. Vanmôre bou ek dit uit. Laat u koninkryk kom. En ek lees vir ons in Matteus 6 vers 6 en vers 10. Daar saam ook Romeine 14 vers 17. Maar jy, ek wil jy met fyn luister, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. Bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Vers 10. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En almal sê saam met my, die koninkryk van God is geregtigheid, is vrede, is blydskap in die Heilige Gees. Baie interessant dat Matteus 6 vers 6 sê, jou Vader wat in die verborgene is. Die King James Version sê, jou Vader that lives in the secret, geheime plek. So jou Vader wat in die verborgene is. Waar is jou Vader? In die oppervlak. In die verborgene, waar die man, wat ek laas Sondag genoem het, slegs deur gelykenisse wil hoor, om nie te verstaan en te sien nie, maar vir hulle wat aan die koninkryk van God behoort, om in te kyk om die verborgenheid van die Vader raak te sien, sodat God jou kan sien. Wat sal dit beteken? Sal dit 'n plek wees waar jy met God ontmoet? Verborgenheid? Sal dit beteken afgesonder met God alleen? Vraag is, was jy al op so 'n plek in jou lewe waar jy met God alleen afgesonder in die verborgenheid God kan raak sien, want dis waar hy woon, in die verborgenheid. Die ou wat oppervlakkig God dien, kan nie God raak sien nie, kan nie met God 'n belewenis hê nie. Ek was hierdie week diep geraak deur 'n stelling wat iemand gemaak het, dat een klein druppel bloed op Golgotha soveel vermoë het om die sondes van die hele wêreld weg te vat. Een klein druppel bloed. Hy wis die sonde van die mens net eenvoudig weg. Toe tref die besef my dat die bloed van Jesus, as dit soveel vermoë het, watse verskil kan die koninkryk van God
dan in die gelowige se lewe doen. Wat 'n verskil kan die koninkryk in die lewe van 'n gelowige doen, as een klein druppel bloed al ons sondes kan wegvat? Jy sien, koninkryk beteken God regeer. Met ander woorde, as die bloed in staat was, wat is die regeringskap van God in staat in my persoonlike lewe en jou lewe? God regeer. Waarom kan ons God nie vertrou? Dat as een druppel bloed my sonde kan wegwas, dat sy regeringskap nie my in oorwinning kan lei elke dag van my lewe nie. Jy sien, die troon van die koninkryk van God gaan nie oor aardse oprigting van aardse gebied nie, maar dit gaan oor waar sy troon in jou gevestig word. Dis waaroor die troon van die koninkryk van God gaan nie om te besit op aarde nie, dit gaan oor wat hy besit, waar sy troon in jou lewe geplaas word. Dit is nie 'n saak van skoon hande nie, maar van skoon harte. Jy sien, Pilatus, by die kruisiging van Christus, so vra hy vir hulle, wie wil julle loslaat? En hy roep uit, kruisig hom. Toe vat hy 'n bakskorrel water en voor die skare was hy sy hande, maar sy hart was nie daar nie. Gaan nie oor om jou hande te was daar in Matteus 27:24. Dit gaan oor die skoonheid van jou hart. Jy sien Romeine 14:17 deel met ons oor wanneer die koninkryk van God in werklikheid op aarde is. Ek sê weer eens, wanneer die koninkryk van God in werklikheid op aarde is, nie jou koninkryk nie, nie jou wil nie jou idee nie, ek praat van die koninkryk van God werklik op hierdie aarde is, sal daar 3 dinge in die mens se geheime plek in die hart wees, naamlik geregtigheid, vrede, blyskap in die Heilige Gees. Ek sê weer eens, wanneer die koninkryk van God in werklikheid op aarde is, sal daar 3 dinge teenwoordig wees: geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. As ons in die koninkryk van God is, sal ons die geregtigheid van God wees. Ons sal die geregtigheid van God wees. In 'n geheime plek waar net God en jy ontmoet. Met ander woorde, in jou binnekamer. Daar waar jou stryd aan die gang is, waar niemand insien nie, sluit dit toe. Gaan ontmoet die God van die verborgene. Kyk dieper in as in die oppervlak van jou omstandighede en jou probleme en die raad wat mense jou gee en die sielkunde wat na jou pad toe kom en jou eie idee en eie opinie hoe jy dit gaan oorwin. Uit jou eie krag kan jy nie, die Bybel sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Ons sal vrede hê, maar net God en ek ontmoet. Ons sal blydskap in die Heilige Gees hê, maar net God en ek ontmoet. Blydskap vloei uit geregtigheid en vrede. As dit nie in die orde geskied nie, want hy noem dit in orde, geregtigheid, vrede, blydskap. As dit nie in orde geskied nie, kan jy maar spring en dans net soos wat jy wil. Dis nie die blydskap in die Heilige Gees nie, maar 'n menslike geesdrif wat in jou opspring as gevolg van jou betrokkenheid daaraan. Dan kyk maar op 'n rugbywedstryd. Hoe leef die mense in die spel in
en dit bring daai geesdrif op in jou, en jy spring op spontaan. Net wil vanmôre vir jou sê, as jy kan spontaan opspring in die Heilige Gees, sal jy blydskap ervaar, wat jy nog nooit ervaar het. Daarom sê ek, hierdie blydskap wat God gee, is nie 'n aardse geesdriftige blydskap nie. Amen. Jy sien die posisie van die koninkryk word duidelik vir ons aangetoon waar dit is. Opgeteken in God se woord. En ek lees Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dis waar God wil regeer. Vir die gelowige, vir die man wat weergebore is. Wat beteken die woord weergebore? Verwek from above. Dis wat weergebore in die Grieks beteken. Verwek. Nie van 'n aardse vader nie, maar from above, van die hemelse Vader, die verborgde Vader. Uit hom word jy verwek, want hy wat uit God gebore is, sê die woord van die Here. Bewaar hom van die bose, en die bose het geen hou vas op hom nie. Waar regeer hy? Waar is die koninkryk van God? In die oomblik wanneer jy dit begin besef, dis binne in jou, gaan jy 'n opinie verwelroep. Jy gaan jou harde hart laat verkrummel. En voor die aangesig van God in nederigheid kom. Want God moet regeer, nie ek nie. Nie jy nie. Waar regeer God dan? As die koninkryk van God binne is, my is, waar regeer God? Filippense 2 vers 13 staan geskrywe, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, nie na jou welbehae. So waar werk God? Waar regeer God? Binne in my. Hy werk in my, want hy regeer in my. Hy is my persoonlike lewe. Daarom sê Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle. Nou kyk, as ek vermaan vanoggend, en ek kan dit reg kry om jou gedagte te swaai, om nie persepsie te neem nie, maar om te verstaan dat die apostel het vir ons skrywe deur die krag van die Heilige Gees. Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is maar net jou redelike godsdiens. Redelik. Waar werk God? In sy koninkryk. Waar regeer God? In sy koninkryk. Waar is sy koninkryk? Binne in my. My vraag vanmôre is, regeer God jou lewe? Is jy bereid vanmôre om te doen en op te tree soos God vir jou sê jy moet doen, ten spyte van menslike opinies en menslike wette? Is jy bereid vanmôre om jou liggaam te stel as heilig, lewendig, welgevallig voor God? Vir God om te regeer, moet eerstens dus sy geregtigheid geskied. So hy regeer binne in my, sy koninkryk is binne in my, hy werk binne in my. So wat doen God binne in my? Sy geregtigheid werk binne my. 2 Korintiërs 5:21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword vir my, sodat ek kan word geregtigheid van God.
Paulus beskryf dit as die plek waardeur God sy koninkryk in die mens kom vestig. Sy geregtigheid bring sy koninkryk. Dit beteken om in regte verhouding met God te staan. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is verskriklik irriterend en moeilik wanneer jy nie in regte verhouding met jou vrou of jou man kan staan nie. Dis amper onmoontlik om so huis te bly. Dis wat God wil hê. Dis wat die woord geregtigheid beteken. Die woord geregtigheid beteken om in regte verhouding met God te staan. Dis vir God verskriklik frustrerend. Wanneer jy bly negatief teen sy wil opstaan. God kan nie daar woon nie. Hy wil so graag daar woon. Daarom word die woord geregtigheid eers genoem. Dis waar God hom kon vestig, wanneer jy in regte verhouding met God kom staan, in jou mees innerlike mens, nie in oppervlakkige woorde nie. Soos vandag hoor, bely maar net die Here Jesus en jy's gered. Dis oppervlakkig, is nooit die diepte, verstaan die mens, kom in regte verhouding met God nie. As jy die koninkryk van God in jou lewe wil inbou, moet jy begin by die fondasie daarvan, om die fundamentele orde. Ek sal eerstens in regte verhouding met God moet kom en moet staan, voordat enigiets kan gebeur, voordat enige huis kan verrys, moet daar 'n fondasie, en die fondasie is die woord geregtigheid, in regte verhouding met God te kan staan. Dan kan God eers begin in jou lewe te heers. Dit is die vereiste van die fondasie. Nie dat ons vrede en blydskap eers moet verkry nie. Die vereiste is kry geregtigheid. Jy kan met vrede bou, jy kan met blydskap bou, maar as jy nie fondasie het nie, het jy niks. As die storms kom, val jou huis. Dis hoekom ouers so moedeloos kan raak. Dis hoekom ouers so baie maklik kan tou opgee. Dis ook so baie maklik ouers in 'n semi-instorting verval. Soek eers die fondasie, geregtigheid van God. Kom eers in regte verhouding met God. Jou aanbidding en jou kerk se doel is jy om in regte verhouding met God te plaas. Dis my doel vir oggend, om jou in regte verhouding met God te bring. Met worsteling binne in jou, met storms in jou. En ja, ek wil dit weer sê, van 48 jaar in die bediening as 'n prediker, het ek nog nooit in my lewe soveel vyande gehad, soos wat ek nou het in Messina nie. Nog nooit. Dis die hartseer, dit kom nie van die ongelowiges af nie. Hulle groet my op strate, hulle vat my hand en sê, hallo Maruti, hoe gaan dit met jou? Maar gelowige mense, die kerk, veronderstel om te wees. Dis waarheen die wêreld gaan, en die Bybel sê, die toring van God begin in die huis van die Here, en as dit eers daar begin, waar gaan dit opeindig buitekant by die goddelose? Hartseer om te sê, maar weet jy wat? Dit bring my in ekstase. Ek is op die regte plek op die regte tyd, want die Bybel sê, jy sal vervolg word terwille van die naam en saak van die Here. As jy nie ingekom het by daai deur as gevolg van vervolging nie, dan is jy by verkeerde plek. Daar was 'n mannetjie wat vir jou gesê het, bly weg by die kerk vanmôre. Die duiwel homself. Daar was iemand wat vir jou gemotiveer het, jy's moeg. Jy het ander take om te doen, jy moet dit doen en dit doen en dit doen.
Dis die vervolging van die mens, om daarteen op te staan en sê, ek gaan op na die huis van die Yes, Here. hallelujah. Ten koste van wat? Yes. Ek gaan God aanbid, want my aanbidding en my kerk wil my in regte verhouding met God bring. Dis wat oor kerk gaan. Ek weet nie wat val die ouens nie. Hulle wil lekker kerk hou, hulle wil profesie, hulle wil taal hê. Dis gawes wat funksioneer, moet funksioneer in die hand van die Here. Hoekom kom ek kerk toe? Ek kom kerk toe omdat die wêreld my haat. Ek het vervolging op my terwille van sy naam. Ek het 'n verhouding met God. As gevolg dat ek God aanbid. In 'n plek. Very secret. Ek is verseker dat ek verseker is. Because I meet up with God. Sodat hy deur sy lewe in my lewe kan vloei en my kan heel en my geregtig kan maak. Geregtig. Jy sien, as ek nie by God uitkom as gevolg dat ek in 'n verhouding met hom wil staan nie, kan ek nie by hom uitkom nie. Daarom is die woord geregtigheid so belangrik. Geregtigheid kom eerste, dan volg vrede, dan volg blydskap. Ons is geneig om dit om te swaai deur eers vrede te soek en blydskap voor geregtigheid. Dis waarom ons nie ware vrede beleef nie. Want God soek eerste geregtigheid. Kom eers in verhouding met my, dat ek kan verstaan, waar staan ek met jou? Ek bedoel, jy kan nie met iemand in 'n verhouding ingaan as jy nie weet waar staan jy met so 'n persoon nie. God wil weet, wil jy met hom in verhouding inkom? Dis kom die woord geregtigheid gebruik word. Geregtig in die Grieks. Right standing with God. 'n Regte verhouding met God. Of kom jy met voorwaardes na God toe? Enige huwelik wat voorwaardes het, is 'n huwelik wat nie sal bly staan nie. Die huwelik wat 'n beginsel het, sal bly staan. Ons is geneig om te swaai. Ek hou dit dop en ek sien mense. Hulle kom in die kerk en hoor jy hulle klap aan en hulle prys die Here. Dis nie net die Bram prys die Here omdat daar blydskap in sy hart is. En ek wil hê jy volg hom. Maar ek sien mense inkom. Weet jy hoekom het ek respek vir hierdie seun? Omdat hy nog steeds hier is. Hy hardloop nie weg nie. Now you see, now you don't. Sy saad het nie geval op die rotsagtige plek. Hy het nie wortels nie. Hy sterf vinnig. Of sy saad het nie geval in die dorings en dus wat dit verdring word nie. Hy staan vir God. Hoekom? Omdat hy besluit het ek wil in regte verhouding met God staan, want daaruit volg my blydskap en my vreugde. Jy sien, jy kan nie na 'n tandarts gaan. Nou se kan 'n gelykenis weer. Dat die ouer kan raak sien, gaan dieper in kyk. Die ouer kan raak sien, sal nie verstaan nie. Want as die ou wat altyd na pille soek. As jy na 'n tandarts toe gaan met 'n tand wat verskriklik pyn en jy klop aan by die tandarts, jy sê vir die tandarts, ag, gee my net pille of iets om te drink dat ek net hierdie nag kan weer slaap. So tandarts sal vir jou smile man. Hy sê vir jou, nee man, ons wil nie 'n tydelike oplossing vir jou gee nie. Kom ons gee vir jou 'n oplossing. Deur eers te kyk, wat is die probleem met die tand? Dis ons probleem vandag. Ons wil oplossingkies hê. As dit een oplossing na die groot herder met wie jy verhouding het, dieper inkyk in jou lewe in, om dit te genees, gesond te maak,
Maar ek kan dit nie doen as jy nie 'n regte verhouding met hom staan nie, as jy nie bid nie, as jy nie in die binnekamer ingaan nie, en afsonder vir God, in 'n secret place met God nie, het jy verloor, my vriend. Maar is waar God is, in the secret places. Anders gaan vir jou sê, man, kom ons gee vir jou oplossing, dat jy elke aand in vrede kan slaap. Wat doen ons? Ons gryp na brille en pille, en alles in hierdie lewe behalwe, om in die secret place in te gaan, in die verborgenheid waar God is, om daar te gaan uitvind. Wat is my probleem? Jy sien, ware geregtigheid is 'n volkome oorgawe aan die wil van God. Koninkryk beteken God regeer. Dis wat geregtigheid beteken. Jy gee jou alles oor, 'n volkome oorgawe. Hier is ek, Here. Dis maar die mooiste wat ek net of jou gesê het. Weet jy wat? Jy kan hel toe gaan, al genees God jou, kan jy nog hel toe gaan. Al profeteer jy, al praat jy in tale, al doen jy wat ook in hierdie lewe, kan jy hel toe gaan. Maar die dag as God sondaar red, dan red hy hom van die hel. En ons raak nie eens opgewonde daaroor nie. Ons soek na wonders en tekens, in plaas dat ons daar gaan soek wat God sê, dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Is ons almal behalwe by dit betrokke. Here gee, Here doen dit, Here maak so. In plaas dat ons moet gaan doen wat die Here sê ons moet doen, want hy regeer, dis volkome onderworpenheid en oorgawe aan sy wil. Wat is sy wil? Dat niemand verlore moet gaan nie. Wat gaan jy daaromtrent doen? Praat ek met my vriende? Of is jou godsdienst ook baie privaat? Want ek hoor mos deesdae, dis 'n private aangeleentheid, moenie oor godsdienst praat nie. Die Here laat ons help vandag. Jy gaan daai dag uitroep, soos die ryk man en Lazarus teenoor Lazarus en Abraham uitgeroep het, Here, steun net my, iemand uit die doodryk het om my broers te gaan waas met 5 van hulle. Dan is dit nie meer 'n geheim nie. Dit is nie geregtigheid wat jy doen nie, maar wat hy vir jou gedoen het. Hy het geen sonde gehad nie. Hy het dit geword, sodat ek kan word geregtigheid van God. My broer, as iemand dit vir my doen en ek kom tot daai besef, wat dink jy vanmôre? Sal jy jou met so 'n persoon wil verbind? Of sal jy so 'n persoon wil ignoreer? Jy sien, geregtigheid, right standing, die eerste ding wat plaasvind met enige man wat na God toe kom, hy moet kom om 'n right standing met God. God wil weet, waar staan hy met jou? Gaan jy hom vir 2 maande dien? Gaan jy hom vir 2 jaar dien? Of kan God met jou pad loop? Dan volg vrede eers. En ware geregtige deel vorm van jou lewe en jou verenig met God. Jou mees geheime plek van jou lewe. Ek praat nie van die uiterlike nie, ek praat van jou innerlike, jou hartsake. Jou verborgenheid waar niemand kan sien nie. Net God alleen. Die Bybel sê God sien dit, want hy bly in die verborgenheid. Sal die tweede karakter in jou uitkom van die koninkryk wat jy sal ervaar, en dit is vrede. Vrede. Dis die ware vrede van God. Wil ek jy moet hoor, ware vrede is gebaseer op geregtigheid en op die voorkoms van die beginsel wat in harmonie is met die natuur van God. Jy verstaan nie wat ek vir jou sê nie. Let me explain it in English for Brian. True peace is based on righteousness and on the appearance of principles that are in harmony with the nature of God. En weer herhaal. Ware vrede is gebaseer op geregtigheid en op die voorkoms van die beginsels wat in harmonie
is met die natuur van God. Dis hoekom jy weergebore moet word. Daar's 'n eerste geboorte uit vlees, daar's 'n tweede geboorte uit gees. Jy moet weergebore word, born from above, verwek van af bo. Nie wat 'n mens gedoen het nie, nie waar 'n mens aangegryp het nie, nie deur die bloed van mense nie, maar deur God se gees gewederbaar is. True peace is based on righteousness and on the appearance of principles that are in harmony with the nature of God. Jy sien, wanneer jy geregtigheid ontmoet het, dan begin God opstaan om te regeer. En ek wil nou hê jy moet vanmôre vir my dit verklaar. Wat gebeur as jy teen 'n koning se besluit staan? Jy sterf vir dood. Hoekom staan ons so teen die koning van al die konings op? Dis nie hy wat jou dood maak nie, maar is jy self wat jou dood veroorsaak. Hoor my vanoggend. Ware vrede is gebou op geregtigheid, right standing with God. Met die natuur van God in jou lewe. Jy verruil die verlede vir die wonder van God in jou lewe. Daarom sê Filippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Jy sien, sinne in jou denke, wanneer die verkeerde wil inkom om jou vrede te steel, sê die woord van God, die vrede van hierdie God, wat oor my lewe regeer, in sy koninkryk, as die koning van die konings, met wie ek in regte verhouding staan, sy vrede sal my bewaar van alles, wat my wil contamineer, en my wil vernietig, en my wil 'n pateet laat voel. Johannes 14:27 gaan verder, vrede laat ek vir julle na. Pragtig, né? Kan ons die Here 'n hande klap gee daarvoor? Vrede laat ek vir julle na. My vrede. Jy sien, dis 'n ander tipe vrede. Gee ek aan julle, net nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel word nie, en bang wees nie. Ag, ek wil weer eens pleit by jou vanmôre. Moenie vrees vir wat met jou miskien kan gebeur nie. Het vrede van God. Het vrede van God. Wat God gee, nie vrede wat die wêreld gee nie. Behou die vrede. Hoekom hou jy die vrede? Omdat jy in regte verhouding met God staan. Hy is die koning, hy regeer. Hou jou vrede. Moenie dat hulle jou vrede, hierdie God gegewe vrede van jou wegsteel nie. Want God het dit gegee vir jou. Moenie dat die vyand dit van jou steel nie. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Come on, as jou vrede nie verdrukking veroorsaak nie, en jy maar 'n probleem, hulle kan maar te kere gaan. Ek het die vrede van God. Dat hulle spring net so hoog as hulle spring, dat hulle sake maak en hofsaake maak teen my. Ek het vrede van God. Amen. Come on. Van die woord, glo God se woord, as een druppel bloed die wêreld se sonde kan wegvat, hoeveel meer kan die regeringskap van God in jou lewe nie vir jou die sake regmaak nie.
Kom in regte verhouding met God. Ek hoop die kerk verstaan my vanoggend. Dit is not oppervlakkige godsdienst nie. Dit is diepte. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Net soos die wêreld gegee. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontstel word of bang word nie. Of bang wees nie. Wat kan die wêreld van my doen? Gooi hom in die tronk, dan lyk iemand in die tronk na die Here toe. Yes. Come on. Amen. Dis miskien wat God ons almal wil hê, want ons wil mos nie praat oor die Here nie. Ja. Amen. Amen. Johannes 16 vers 33. Dit het vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld. Wat moet God nog meer doen vir jou en vir my? As jy in die koninkryk van God is, en jy staan in die regte verhouding met God, geregtigheid, het hy vrede vir jou gegee, hoor my baie mooi, vrede, hou goeie moed, want weet jy wat, hy het die probleme, hy het die omstandighede van jou in hierdie wêreld oorwin. Wat moet God nog doen? Na vrede volg, blydskap in die Heilige Gees. Nou kom die blydskap na vore. Dit is nie blydskap volgens menslike vreugde nie. Hier vind ons die aardse geesdrif wat teenwoordig is in menslike vreugde. Dit is 'n geesdrif wat opgewek word. Het jy al gesien as ek daar by jou deur aanklop en dan gee jy jou R1 miljoen. En jy stap daar, wat maak jy dan? Is dat nie tog? Ek is uit my moeilikheid uit. Want jy is gekoppel aan die miljoen. Dit wek hierdie tipe van geesdrif op jou aan. Maar is 'n blywende innerlike bevrediging van 'n bewussyn en harmonie met die wil van God. Wanneer jy so 'n harmonie in die wil van God is, weet jy, ek het baie keer deur dinge gegaan in my lewe waar ek die dood in die oë moes staar en deur hardloop. Maar die oomblik wanneer die wil van God toepas, weet jy wat gebeur? Dan kom so vrede oor jou en 'n ongekende blydskap. Here, dankie dat ek vir u naam kan bly. Dankie dat ek waardig is om deur mense gehaat te word ter wille van jou naam. Dis hoekom mense sê, jy het nie nodig om jou te doop in Jesus naam nie. Ter wille van sy naam doen ek dit. Ter wille van sy naam, want daar is geen ander naam, Handelinge 4:12, wat vir onder die aarde, wat onder die hemel op die aarde vir ons gegee, wat deur ons gered moet word nie. Dit is so belangrik vanmôre om te besef dat ter wille van sy naam sal ek gehaat word. Maar omdat hulle my haat ter wille van sy naam, wek dit vir my 'n ongekende blydskap in my. Here, dankie dat jy dit aan my geopenbaar het, dat ek die voorreg gehad het. Maar dan kom jy in harmonie met die wil van God, en wanneer jy die wil van God begin doen, dis wanneer God deurbreek in jou lewe. Geregtigheid is die beginsel van blydskap in die Heilige Gees. En vrede is die musiek vanaf die hart. Baie keer lekker om jou lang so dop te hou. Vanmôre vir Joey dop te hou met 'n hand in die lug. Dis wonderlik. Dis baie keer wanneer ek wou pak sien, hy raak 'n bietjie los van die Here. Ek weet nie wat gaan deesdae aan is, maar hy kettinge los kry paks. Dis 'n ander blydskap. Nou is in die kerk stilte. Moenie dit doen nie. Luister my maat, as jy geregtigheid verstaan en right standing met God en jy het vrede met God, wek hy 'n ongekende blydskap in die Heilige Gees en niemand kan jou keer nie. Yes. Let's move. Dis lekker om Abraham te sien wanneer hy op sy knieë sak. Dan weet ek die Here is besig met hom. Maar nou is nou, wat maak Abraham nou weer? Jy sien, die oppervlakkige godsdienst sê, hy's buite orde.
Blydskap kom na vrede. Geregtigheid is die wortel. Vrede is die stam. En blydskap is die blom. Jy moet geregtigheid hê, jy moet 'n fondasie hê, dan kom die gebou op. En wanneer die gebou klaar is, dan pryk hy as 'n pronkstuk vir 'n ingenieur en 'n bouwer. God is besig met jou en my volgende. Blydskap is die laaste van die 3. Die koninkryk is dus die woning waarin geregtigheid en vrede uiting gee aan blydskap. Halleluja. Nehemia 8 vers 11 sê die woorde. Nehemia 8 vers 11 verder het ek vir julle gesê, gaan eet lekker spys en drink soet drank, nie wyn nie drank nie, maar sit soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Dis hoekom ek sê, daar's miskien paas wat volgende Sondag hier gaan wees, wat nie daai voorreg het dat sy vrou kan uitvat nie. Kom, bring jou vrou, bring jou man. Dis 'n geleentheid wat ons wil hê, kom geniet dit saam. Wees een, dan sê hy, vir die wat nie het nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Hoor baie mooi, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here is julle. Jy sien, wanneer jy geregtigheid bekom het, en jy het vrede in jou hart, wat maak blydskap? Blydskap beskerm dit vir jou, dat niemand dit kan aantas nie. Dis hoekom ek bekommerd is oor die blydskap van die kinders van die Here, want jy hoor baie keer die nederlaag wat hulle laai, jy hoor die negativiteit, jy hoor die foutvindery, jy hoor dat mense mekaar nie kan uitlos nie. Waar is jou blydskap? Dit beskut jou. Dis hoekom mense weghardloop, want hulle het nie beskutting nie, hulle het nie ware blydskap van God nie. Johannes 15 vers 11 staan geskrywe, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Jy sien, God wil hê dat jou blydskap moet aan en afgeskakel word, soos 'n lig van huis nie. As jy in die kerk jou hande kan opsteek en God prys, kan jy dit seker ook in die gevangenis doen? Kan jy dit ook seker in die strate doen? Wat sê hy vir ons? Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle moet bly, dit moet nie weggaan nie. En julle blydskap volkome kan word. Jy sien, hierdie blydskap kom van diep binne, vanuit die mees geheime diepte van jou lewe. Dis waar die blydskap ontstaan. Jy word nie aangesit oor wat jy sien nie. Jy het hier binnekant ontmoeting gehad in die verborgenhede met die God wat in verborgenhede is. En hy sien aan die verborgenhede in. En dan wat maak hy? Wanneer jy by hom uitgekom het, sien hy jou en dan sal hy jou in die openbaar vergelde. Nou hoe kan God jou in die openbaar vergelde as jy niks daaromtrent sê nie? Ek dink baie keer, dink ek so in die ouers wat my ontmoet langs die pad. Dis nie omdat ek iets is nie, ek is omdat hy is. Omdat ek sê geregtigheid, wanneer die ouers, die verkeersbeampte keer ons voor, en ek ry saam met iemand, en ek praat met die persoon, en ek kyk so en hy sê, you're a pastor. How did you know it? My blydskappers, het ons vorige keer, prys God, ons het 'n kaartjie gekry. So wat? En net daar en dan, alles is gekanseleer, dan gaan ons. Jy sien, om jou te vererg en te vervies, verloor jy die blydskap wat God sê moet by jou bly. Want daai blydskap kan jou beskut teen gevare, teen 'n kaartjie, teen moeilikheid. Dis daai blydskap wat God van praat, diep innerlik. Dit ontstaan in binnekant, en dis waar God werk, hy werk diep binne in jou. Filippense 4 vers 4, verbly julle
in die Here. Ek herhaal, asseblief, herhaal, kom in, verbly julle in die Here. Verbly julle. Dis die blydskap wat jou geregtigheid en vrede vir jou beskerm. Amen. Dis hoekom hy skrywe, Dawid en al hierdie ouens wat dit verstaan het in die tabernakel en die tempel van God, kom sy poorte in met lof. Met lof, met gejubel, met koordanse. Ek wonder wat gaan gebeur as die kerk begin 'n koordans. Yes. Spring van die innerlike blydskap, die vleeslike blydskap, en jy kry mos ouens, jy kan hulle dophou. Daai tipe kerk, hulle ouens spring so, die ander kerk spring so, die ander kerk spring so. Nee, dis broer, weet jy wat is die blydskap van die Heilige Gees? Nee, weet nie, want jy nog nooit dit ervaar nie. Jy kom van binne, ek praat nie vanmôre oppervlakkig met jou, en ek praat in diepte, in jou lewe binne-in. Wat gaan die binnekant aan die gang? Dis verborge. Die Koninkryk van God. Dis my laaste gedeelte. Die krag wil aanraak, maar is baie diep, en ek wil jy baie mooi luister. Die Koninkryk van God bring ons in teenwoordigheid van God. En vind nie plaas deur die uiterlike nie, maar jou innerlike behoefte. Ek roep van diep binnekant, ek het God nodig. Stap nie in of ek the Lord of the town is nie. Stap nie in omdat ek 'n predikant is nie. Ek stap vanmôre hier in. En die Here weet, ek vanmôre uit my bidkamer uitstap, my kantoor uitstap. Het ek uitgestap en gesê, oh Lord, I'm here because you're here. Ek het 'n diep begeerte tot God. Ek het 'n diep verlange dat God hierdie plek sal omkeer, dat die mense vir hulle egosentriese gesindheid kan ontslaa raak in hulle eie ek. Bring my net in teenwoordigheid van God. Die uiterlike moet ooreenstem met die innerlike en die andersom nie. Ek het nie kerk toe gekom omdat ek 'n mooi soet het nie. Die uiterlike het my nie na toe gebring om te kom pronk nie. Sê vir 'n dame vanmôre sit 'n jas my vrou geleed. Toe kan druk toe sê, van wonder ek het so aankry trekkingskrag, nie na jou nie, maar na my jas. Daar's 'n gesindheid in daai jas. Ek wil jy moet hoor, ek kom na God toe om hom aan te trek, om sy gesindheid te ervaar. Maar kan ek net slegs ervaar wanneer ek in die binnekamer ingaan van my hart en ek sluit dit toe vir almal en ek is besig met God. Ek en God, God en ek, ons kommunikeer, want hy is net in die verborgenhede. Hy is nie buitekant dit nie, hy is daar, dis waar hy insien in my stryd en my smarte. Dis 'n koninkryk wat in sy goddelikheid verwek is. En sy goddelike outeurskap waardig is aan die mens. 'n koninkryk gestig op die bemiddeling van 'n goddelike verlosser. 'n koninkryk wat bestaan uit heerskappy van geestelike magte en beginsels. Dit het nie aardse beginsels, dit het geestelike beginsels. Verstaan jy vanmôre? Hoor jy vanmôre? Dis 'n koninkryk wat heers oor geestelike nature en uitreik in geestelike onderdanigheid en gehoorsaamheid aan die wil van God. Dis 'n koninkryk waarvan die gelowige in hulle hele lewe beheer word deur die krag wat dit inbring en van toepassing maak op jou innerlike natuur. Met ander woorde, dit verander jou eers binnekant voordat jou in buitekant kan verander, want hy werk binnekant, God werk binnekant, jy moet binnekant uitwerk na buitekant toe, dis jou verantwoordelikheid.
'n koninkryk wat in die menslike samelewing verwesenlik word en bestem is om sy glorieryke toekoms te volmaak in jou lewe. Dis 'n koninkryk waarin die gelowiges konings is. Hulle is koninlik, nie deur die eerste geboorte nie, maar deur die tweede geboorte. Weergebore uit water en gees, water eerste, gees tweede. Hulle is koninlik nie altyd in uiterlike voorkoms nie, maar innerlike waarde en edelheid en karakter. Jy kan 'n man instap vanmôre met volle klere, wat gaan jou gesindheid wees? Gaan nie oor die uiterlike nie, maar dit gaan oor die edele, ware karakter. Hier die binnekant, het jy al met hom gepraat, het jy met hom gedeel, weet jy wie hy is? Het hy 'n verhouding met God? Hulle is koninlik, nie in die kennis van aardse liefde nie, maar in die kennis van goddelike liefde. Hoor jy wat ek sê? Liefde wat dien in die ewige geregtigheid van God. In die ewige geregtigheid van God. Liefde wat dien. Nie liefde wat vra nie. Liefde wat dien. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het ons kom dien. Dit is 'n koninkryk wat in ewigheid nooit vernietig kan word nie. Dis Daniël. Nooit. Dit beteken as jy waarlik weergebore is en ingegaan het in sy koninkryk en heerskappy opgeneem het as 'n koning, sal jy regeer as 'n koning in jou innerlike grondgebied. Met ander woorde, hier, tas niemand my verhouding met God aan hê. Niemand. Nie omstandighede nie, nie probleme nie, nie haat en nijd nie, niemand nie. Want hoor wat sê Johannes 3 vers 5, en Jesus antwoord voorwaar, hy is nie op nie, voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy kan mas vir my sê net wat jy wil vanmôre, as daar nie 'n wedergebore born from above, herskep van bo, sal jy nooit kan verstaan. Jy sal nooit in die koninkryk kan funksioneer nie, want geregtigheid is nie deel van jou lewe nie, en vrede ook nie. En die blydskap van die Heilige Gees is 'n nagemaakte, ek het laas Sondag gepraat oor gold en fool's gold. Gold het waarde, fool's gold lyk soos goud, maar het geen waarde nie. God soek gold, God soek nie fool's gold nie. Dit is ware geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wat vir jou sal beteken, dat die koninkryk van God is binne in jou. God regeer. Dit beteken the most secret place in jou lewe waar jy God ontmoet. Normaal het ek in my lewe opgestaan, wakker geword waar 'n vrou hoor na binnekamer. Sy skinder nie verander nie. Maar met 'n gebroke hart roep sy na God vir vrede. In the most secret place is waar God is. Dis waar God insien. Onthou net een ding, alles wat jy doen, beweeg nie God nie. Weet jy hoekom?
Want wanneer jy weergebore is, dan doen jy die dinge wat goed is. Dis jou natuur, dis jou karakter, dis jou geaardheid, en niks anders nie. Vertrou vanmôre, dat jy sal besef, dat hierdie soort blydskap in die Here beskerm jou geregtigheid en jou vrede. Dis nie oppervlakkig nie. Dis nie hoe groot jou kerk is nie, dis nie hoeveel mense jy het nie. Dis mense wat in die verborgenhede ingekyk het. Die regte verhouding met God ontstaan het. Wat sê die skrif? Wyd is die pad. Wat waarna lei? Nou is die pad. Dis speletjies nie, my vriend. Hierdie is koninkryk sake. Eerste vers sê wat ek laas Sondag gebruik het, sal die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5 sê, nie eens ingaan nie. As jy nie eens kan sien nie, wat staan nog, wil jy gaan ingaan? Jy sal nooit verstaan wat in hierdie koninkryk betrokke is nie. Dis verborgenhede. Is jy bereid vanmôre om jou lewe te onderwerp aan sy regeringskap? Is jy bereid? Is jy bereid vanmôre om te kan sê, Here, wat U sê, sal ek doen. Nou hoe weet ek wat sê God? Jy sien, ons wil die aardse goed, wie is my vrou? Wat ene gaan ek nou trou? Wat ene dit? Dis die goed wat ons wil hê. Dis nie die wil van God nie. Wat is die wil van God? Dat hy regeer in my innerlike wese. Wat wil U hê? U wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Wat doen ek daaromtrent? Jy sien, ek al meer geklop van mense wat my weggejaag het. En na 2 weke klop ek weer aan my deur. En toe hulle my sien, toe gooi hulle die deur in my gesig toe, maar ek steek my voet voor. Die deur spring oop. En ek sê vir hom, man, ek is nie hier om met jou enige iets van die kerk te praat, ek is hier. Ek is net hier, ek wil net weet, wie is my vriende, my bure om my. Kom aan. En toe my innooi om in te kom. My gesindheid het hom, sy vrou en alle kinders op hulle knieë laat sak en God aangeneem het. Die ou wat ek die eerste keer saam met my gevat het, is 'n ou wat saam met hom gewerk het. Hy sê vir my pastoor toe, ek vir hom sê, ek kom oor 2 weke terug, toe sê my pastoor, jy kom alleen, ek kom nie dat ek wil nie jou niks te doen hê nie. En weet jy wat? God red daai man, sy hele huisgesin, en hy word broer van hierdie broer, wat gesê het, hy gaan nie weer kom nie. Geestelik. Dis wat God doen. Wat wil God in jou lewe doen? Hoekom kom mense nie meer tot bekering nie? Want hulle sien nie, en ek hoor my baie mooi, daar is verblinde mense wat niks kan sien nie, want hulle moet net gelykenisse wil hulle hoor. Maar die toepassing van die gelykenis wil hulle nie verstaan nie. Dis 'n ander groep mense, maar daar's mense wat deur jou lewe sien, waaruit jy kom uit jou innerlike, daar waar die verborgenhede van God teenwoordig is, waar God teenwoordig is, hy sien jy kom daaruit. Kan ek 'n vraag vra vanmôre, as jy enige een hierson, wat hierdie man en sy vrou 'n aanstoot voor gegee het, jy net in te bas in jou huis en jy sê, jy gaan help as jy nie begeer nie. Of het ek met elkeen van julle 'n pad gestap, soos op die pad stap, het die Here ons vriende gemaak. Ek pleit
Gees van God vanmôre kom versoen julle met die Here. Moenie dit lig dalk opvat nie, daar kom 'n dag. Kom 'n dag, ek en jy gaan dit nie kan misloop nie. Wat is jou besluit vanmôre vir die Here? Laat u koninkryk kom, of laat my koninkryk kom? Kom.